Dit is vir my lekker om julle almal hier te sien vanoggend. En ek wil vanoggend graag geleentheid gee vir ons om vorentoe te kom. Julle sal onthou ons praat nou al die laaste paar weke in die gebedmoment oor ons verskeie bedieninge. En vanoggend sluit ons af met die finansiële bediening. So, Pieter, asseblief net ons saam. Goedemorgen aan ons verlos om jullie hier in ons park. Lekker om jullie te zien, want het is nou een bediening hier geweest. Het is vanochtend mijn voorrecht om die financiële bediening, so werkzaamhede bietjie aan die voor te hou. Ons visie in die financiële bediening is om die finansies van ons gemeente doelgerig te bestuur, om sodoende te verseker dat die gemeente volhoubaar kan voortbestaan. En dit is baie belangrik, volhoubaar kan voortbestaan, as ook die vaste en roerende bates en eiendom van ons gemeente behoorlik te onderhou en te versorg. Dit beteken dat ons nog moet regmaak waar daar stikkende dinge is. Ons visie is, die kerkraad van ons gemeente het die verantwoordelikheid en gesag om as voog en toesighouer te waak oor die omvattende belange van die gemeente. In die nakoming van hierdie verantwoordelikhede word die kerkraad deur verskeie bedieninge met gedelegeerde pligte, magte en bevoegdhede bygestaan. En sommige pligte wat ons uitvoer in die finansiële bediening. Ons is verantwoordelik vir die opstelling en beheer van geskrewe prosedures en prosesse om te verseker dat die nodige kontroles in plek is om goeie finansiële bestuur toe te pas, as ook te verseker ons gemeente se finansies altyd binne die raamwerk van toepaslike wetgewing is. Baie belangrik. Die finansiële bediening is verantwoordelik vir die bestuur en toesighouding van ons gemeente se finansies en voer die plig uit in terme van die gedelegeerde magte soos toegedeel deur die kerkraad. Ons doen dit uit ons eie uit nie. Waaronder ook die administratiewe, personeel en kapitaaluitgawes. Jaarlikse insette aan diensverhouding te lewer in verband met vergoeding van personeel, ingesluit die predikante aan die hand van die vergoedingsriglyne vir predikante soos hierdie synode bepaal. Die beoordeling en uitwys van moontlike finansiële implikasies by vulling van vakatures op aanstelling van kontrakwerkers en permanente poste. Om jaarliks saam met die onderskeie bedienings van die gemeente begroting op te stel vir strategiese en operasionele werksaamhede van ons gemeente aan die hand van prioriteite van die gemeente soos daar gestel deur die kerkraad en beskikbaarheid van fondse daarvoor. En daar wil ek net stilstaan en sê baie dankie vir elkeen se pligsgetroue bydrae wat by ons gemeente inbetaal word. As ons dit nie, kan ons nie voortgaan met die gemeente nie. Graag nooi ek enige persone met of sonder finansiële agtergrond uitkom by ons bediening betrokke te raak. Jy kan myself of enige van die predikante kontak, sou die belang stel. Soos die spreekwoord altyd sê, hoe meer siel, hoe meer vreugde. En dan sê ek baie dankie en seën vir julle vir die dag. Maar ek wil ook sommer van die geleentheid gebruik maak om net terugvoer te gee oor Weda. Sy het julle allemaal baie groente gestuur vanoggend. Dit gaan relatief goed. Die week wat sy die chemo kry, is dit maar 'n nag. Maar die week daarna, dan is die battery nou weer gelaai en dan kan sy bietjie aangaan normaal. Maar ek dink op die einde van die dag, met die bystand van al ons gebede en ons Vader in die hemel, daar was niemand wat ons kan help so nie, om hier goed te kom nie. En ek glo sy sal een van die dae hier wees. Sy wil ongelukkig nie met haar immuunstelsel wat baie aangetast word deur die behandeling kerk toe kom nie. Sy wil nie in 'n omgewing wees waar sy tussen dienste is nie. Ons beperk onsself baie om uit te gaan. En so ons wees maar net seker ons sal op die einde van die dag hier ons volle gewig ingooi. Lekker dag vir almal. Dankie.
vra dan vir Pieter om hier langs my te staan en dan bid ons ook die Here se seën oor die bediening en ook so vir Bela en elke ander een in die gemeente wat op hierdie stadium siek is en ondersteuning nodig het. Hemelse Vader, ons dankie dat U ons so ryklik seën in hierdie gemeente met mense wat bereidwillig is om U koninkryk sigbaar te maak op maniere wat regtig binne hulle gawes lê. So Here, weet ons dat ons kan bely ons is in hierdie wêreld, maar nie deel van hierdie wêreld nie. Maar terwyl ons in hierdie wêreld is, moet ons regtig verantwoordelik omgaan met die middele wat ons tot ons beskikking het. En so sê ons vir U dankie vir 'n verantwoordelike finansiële bediening, wat regtig hulle bes te doen om U naam te eer in die manier hoe ons met ons finansies omgaan. Here, ek wil vanoggend so in die besonder vir Bela hier opdraai, en so ook elke ander persoon in die gemeente wat siek is, sy dit kanker is, of mense dit enige ander siekte toestand is, of selfs met op emosionele slegte plek. Ek vra Here dat U vir hulle vrede en 'n krag sal gee wat alle menslike verstand te bowe gaan. Nie net vir hulle Here, maar ook vir elkeen wat hulle moet ondersteun en wat vir hulle lief is. Here, ons weet U is nie 'n God wat ver van ons af is en nie afsydig van ons hou nie, maar U is 'n God wat te midde van ons omstandighede by ons is. So bid ons U teenwoordigheid af en U vrede af van ons. Amen. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Gemeente, ek groet julle vandag in die naam van die Almagtige God, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons saam met hom in God se teenwoordigheid kan leef. Amen.
Here Jesus, dit is ons groot voorreg om vandag voor U te bely dat niks wat ons het, ons eie is. Here, dat alles wat ons het, alles wat ons is, alles wat gawe uit U hand is. En so, Here, is dit vir ons 'n voorreg om in die kleine terug te ploeg in U koninkryk. En so vra ons, Here, dat hierdie offergawe werklik U koninkryk sal opbou en dit meer en meer sigbaar sal maak, hier in Meyerspark, maar ook in die hele wêreld. Amen. Goeiemôre weer eens van my af. Ek wil graag geleentheid vir julle gee om net so vanaf van mekaar toe te draai en bietjie te hoor hoe gaan dit met jou buurman en buurvrou. Ek het so idee as ek julle vanoggend nie stop nie, dan gaan Ilse Marie nie die kans kry vir preek vandag nie. Maar is lekker om te hoor hoe gesellig julle vanoggend is. En terwyl julle so gesellig is, kan ek julle aanmoedig om na die tyd lekker tee en koffie saam te drink hier voor op die gras en net lekker julle gesprekke sommer daar voor te sit. Ek wil weer eens ook net vandag vir Adrian welkom sê hierso. En hierdie week het ons daarom vir hom nie enige papwiele gegee nie. So dankie vir die mooi spel en dan sommer ook vir Gerdrey wat daar bo staan en ons 'n bietjie stem ook daar bo is vandag. So dankie vir jou. En dan natuurlik vir julle gereeldes ook baie welkom. Goed. Ek het vanoggend nie te veel afkondigings om met julle te deel nie. Die eerste een is net dat daar geen geloofsvorming vanoggend is nie, omdat dit 'n lang naweek is. En dan daarby saam, as julle so 'n bietjie deur die maand van April gaan kyk, sal julle agterkom daar's een Sondag in April wat nie 'n lang naweek is nie. En hierdie Sondag in April is dan ook die Sondag van ons Paasdiens, waar die diens 10:00 begin en waar ons lekker saam as gemeente gaan eet na die tyd. So met dit gaan daar dan nie in April enige geloofsvorming wees nie, maar vir die ouers wil ek sê, hou hierdie spasie dop, want ons wil graag dan die nuwe kwartaal met 'n braai ook so begin, dat ons almal mekaar net weer kan sien en onder oë kan kry. Maar so nooi ons julle dan ook na die Paasdiens die 13de April, en die diens begin daai Sondag eers 10:00, so as jy 9:00 hier gaan opdaag, dan gaan jy waarskynlik net mense kry wat jy regpak. En hier diens nie, maar jy is welkom dan te kom en saam met ons goed om te skryf. Maar dit is op eie risiko. En dan vra ons ook dat julle asseblief net sal laat weet as julle die ete gaan bywoon, sodat ons ook net getalle kan hê en idee kan hê van wie gaan daar wees en wie gaan saam eet. En selfs al eet jy nie, mag jy nog steeds die diens bywoon. Die ete is verniet. Daar sal wel 'n donasieboks wees, aangezien ons vele skaalprys gaan gee, gaan daar redelike onkoste wees, maar ons wil nie iemand moet voel, as ek nie kan betaal, kan ek nie kom eet nie. Ons wil regtig julle almal uitnooi en dit 'n groot ete maak. Dit gaan 'n spesiale geleentheid wees. So gepraat van etes, is daar ook die 4de April spaghetti bolognese te koop en daarvoor kan julle ook bespreek en betaal. Dit beloon om baie lekker te wees. So as jy hou van spaghetti bolognese, dan kry jy jou, en as jy nie hou daarvan nie, kry jy iemand anders en gee dit asseblief vir hulle. Goed. Ek wil dan ook sommer terugvoer gee oor ons voorbereidingslys. Ek was in die week by Freddy Kreer, ek het dit met hom beredelik goed gaan op hierdie stadium, hy het met eetlus, wat wonderlik is. En dan wil ek julle ook net vertel van ons Stein Groep W. Daar is 'n bietjie ontstellende nuus. Hy is in die week weer opgeneem maandag in Hoërsorg en Dinsdag het hy beter gelyk, maar in die aand het die video agtergekom, daar's 'n bloedklont in sy been en hulle moes Stein se been amputeer.
So dit is nogals 'n groot skok vir die familie. En hulle het hom toe gister dag eintlik maar in 'n mediese koma gehou, maar hy stadig begin wakker word. Hy kan nie op die stadium praat nie, maar Tannie Donna het my vanoggend laat weet, gister was daar 'n beraader daar gewees saam met hulle en die familie, en hulle het hom vertel, en sy sê sy het vir hom Stein gevra, verstaan hy wat hulle sê, en hy het nou met trane in sy oorste kop gewerk, so glo hy verstaan die situasie, maar dink regtig hierdie is een van daardie tye waar ons as gemeente hulle regtig in ons gebede en op enige manier wat ons hulle kan ondersteun regtig moet dra, want dit is 'n baie groot skok, veral die van julle wat ons Stein ken, weet ons Stein is nie iemand wat ooit stil sit nie. Ons Stein is iemand wat altyd besig is, so ons dink regtig besonder aan hulle. Tannie Donna se seun wat op die stadium chemo kry in Amerika, die dokters gevra en hulle het gesê, solank hy teen 11 April terug is, kan hy daarin weerkom. So hy het op Vrydag aand verlaat, so Tannie Donna se familie en dokter is ook daarin by haar hierdie stadium. So wil ek dan eintlik so 'n oomblik gee om ook net stil te raak en vir Tannie Donna en Freddie en Stein en almal anders op die voorbereidingslys. Enige iemand wat jy weet wat op die stadium regtig sukkel aan die Here op te dra. Kom ons word so. Here, ons kom bid dat U groot genade oor ons gemeente en vandag in besonder op die wat ons voorbereidingslys is, sal rus. Here, wees by hulle soos wat net U kan, maar roep ons ook op om as geloofsfamilie vir hulle daar te wees. Ja, Here, in ons gebede, maar ook in ons optrede teenoor hulle. Help ons om regtig U liefde teenoor hulle uit te leef. Amen. Sien ons het ook die lidmate hier vanoggend, Pieter en Pia die Jager, weet nie of julle vanoggend hier is nie. En dan terwyl julle nie hier is nie, wil ek ook net vir Renée en Sean wat vanoggend hier is, die ons laasweek toe het geroep, vra ons of ek hier vorentoe te kom. Ek het nou nie die stakkies die van my. Die kantoor ook weer. Daar was hartelijk iets meer. En daar hartelijk ek omstand die het. Ek goeiemôre gaan ek kan vir julle vertel, ek dink maandag aand het ek Derek hulle besoek en ek het so idee toe ek en Derek uit die kar uitvlug, toe dink ek en Derek dadelik het hulle nog nie gesien nie en hulle dink dadelik ons hulle nog nie gesien nie. So ek het so idee hulle was by 'n ander plek, maar op 'n wonderbaarlike wyse het hulle attestate hier geland en gesê hulle maar jy weet vanoggend sal hulle hiernatoe kom. En ons is baie bly julle is hier. Ek wil graag net vir julle so 'n kopiesak aan ons gemeente se kant af gee en vir julle sê baie welkom hier vanoggend. Ons het dan ook verjaarsdag oor 80 vanoggend, is Rina van der Westhuizen. En ek moet net dat die hand opsteek. Ja, natuurlijk moet dat zijn. Enigste kers van Tannie Donna steek. Tannie het natuurlijke kese. Sy moet lekker zijn. Kom ek draai op vir Tannie mooi.
Daar staan. En die langs my gaan staan. Kom ons by dan op die Here se seën. Kan ek gou asseblief ook sien in die gemeente die verjaar en die week nog iemand die in die linkerkant daar moet nou kan jy tot die saam opsteek laat hulle kan sien dat hulle die gelade moet kry. Goed, so ons het 2 sal nog kyk, goed, die gaan vir my gaan daarso, steek asseblief julle hande op, net die aan die regterkant vanoggend. Ja, jy kan vorentoe kom. Goeiemôre. Gaan goed les. Ek gaan nou vir jou gee, ons gaan dit kyk. Byt net so oomblik vas. Kyk. Goed, vanoggend wil ek vir julle vra. Julle moenie net vat nie, julle moet mooi kyk. En kyk wat sê en vir jou die heel lekkerste en jy moet hom vir my uithaal. Maar moet ook nie weghardloop as jy my gehaal het nie. Wat sê vir jou die heel lekkerste en ek hou vir die lekkerste. Nou gaan ek vir jou vra, kyk as jy kies wat vir jou die lekkerste lyk, né? Nou wil ek vra dat jy en jou boetie moet ruil en dat jy en jou sussie moet ruil. Kyk, goed. Die rede hoekom ek wil hê julle moet ruil is dat julle langer gaan hoor Ilse Marie gaan ons sê dat ons moet weet ander mense is ook spesiaal en ons moet vir hulle ook lief wees. En ons moet eintlik hulle net so goed hanteer soos ons onsself hanteer, né? Kyk, so gaan julle saam met my bid. Kyk, kan ons handjies vashou. Sê. Ek maar handjie ook vashou as jy te skaam is. Kyk, ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees en dat ons vir mekaar kan lief wees as 'n familie. So vra ek Here, help hierdie kinders om elke dag vir hulle ouers, vir hulle oumas en oupas, vir hulle familie, vir hulle vriende en ook vir mekaar lief te wees. In Jesus naam. Amen. Okay, nou mag julle weghardloop.
die maak lekker en julle almal daar groet en ons sal sê nou hy was bang dat hierdie baie mense vandag in die kerk gaan wees nie omdat dit lang naweek is, maar ek is baie bly met vol gemeente volgende te sien. Dit is lekker dat ons almal hier is. Kom ons sit net so en dan raak ons rustig en dan sluit ons die oë. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons weer as 'n geloofsfamilie vandag in U huis by mekaar kan wees. Here, mag ons elkeen U teenwoordigheid in en om ons ervaar. U het ons elkeen deur die afgelope week gedra en U ken ons harte en weet wat ons elkeen se gedagtes aangaan. U weet wat ons opgewonde en hartseer maak. U weet wat ons pla en wat ons aandag aftrek. Maar dit is nou ons gebed dat U ons sal stil maak, sodat ons nou tydens hierdie erediens deel kan word van U rustigheid, kalmte en heiligheid. Here, ons bid nie dat U net hier met ons wil wees vandag nie, maar ook op alle ander plekke waar U woord vandag verkondig word. Here, soos wat ons vandag hier sit, voordat ons na die verkondiging van die woord gaan luister, dra ons elke medegelowige aan U op wat nie in die posisie is om hulle geloof in U vrylik te beoefen nie. Maar dankie dat ons kan weet dat U hulle ook nooit los nie. Vader, wanneer ons nou na die verkondiging van die woord gaan luister, bid ons dat U lewende woord nie by ons 'n hart van klip en 'n kop van yster sal aantref nie, maar 'n ontvanklike gees wat soek na die betekenis van die nuwe lewe in U. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Amen. Die skriflesing vir vandag kom uit 2 Korintiërs 5 en ons lees daar vers 16 tot 21. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eers na die uiterlike leer ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. En hy kan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesandte ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Om iemand op dieselfde manier te sien as hoe God daardie persoon sien, is vir ons as mense eintlik glad nie moontlik nie. Ons sal nooit met presies dieselfde oë as God na iemand kan kyk nie. Maar hier in 2 Korintiërs 5 is dit vir Paulus baie belangrik dat ons nie meer net na mekaar se uiterlike sal kyk nie, maar dat ons mekaar as nuwe skepping sal sien. Wat Paulus bedoel wanneer hy sê dat ons nie meer na mekaar se uiterlike moet kyk nie, is dat ons nie op 'n wêreldse manier na mekaar sal kyk nie. Hy bedoel nie letterlik ons klere of hoe iemand se huis lyk of enigiets in daardie lyn nie. Ja, dit ook. Maar Paulus gee opdrag dat ons nie na mekaar sal kyk soos wat mense van hierdie wêreld sal doen nie. Ons, ek en jy, wat nuwe skepings in Christus is, moet ook so na ander mense kyk wat ook nuwe skepings in Christus is. In hierdie gedeelte tref ons 'n sterk kontras aan tussen God se manier van dinge doen en die wêreld se manier van dinge doen. Gees teenoor vlees. In 2 Korintiërs 5 vers 11 tot 15, wat die gedeelte net voor vandag se gedeelte is, kry ons 'n verduideliking van die motivering waarmee Paulus die gedeelte van vers 16 tot 21 geskryf het. In vers 11 tot 15 praat Paulus oor
hoe so baie mense net na die uiterlike kyk. Met ander woorde, hoe mense op 'n wêreldse manier na mekaar kyk. En dat dit wat in 'n persoon se binneste aangaan, eintlik glad nie belangrik is nie. En hierdie gedagte is vir Paulus absoluut onaanvaarbaar en daarom skryf hy dan verder. Met vandag se gedeelte van vers 16 af, verskaf Paulus 'n regstelling van hierdie fout wat so baie mense begaan. Hier sê Paulus vir hulle, nee, dit is nie soos wat julle dink nie. Inteendeel, hy sê vir julle besef nie hoe verkeerd dit is wat julle dink en sê nie. Dit is asof hy eintlik stom geslaan is deur die gemeente se dwaasheid om op hierdie onkundige manier te redeneer. Hoe kan hulle so op mekaar se uiterlike gefokus wees, terwyl hulle weet wat Christus op aarde kom doen het, terwyl hulle weet dat dit wat in 'n mens se binneste aangaan, al is wat vir hom belangrik is. Hoe kan hulle God se versoening met elke mens deur Christus so verwerp, deur op 'n wêreldse manier na mekaar kyk, en nie Christus se versoening vir elkeen in mekaar raak sien nie? Paulus ervaar dit amper as 'n belediging vir God. En dit is hoekom hy dringend en ernstig met die gemeente praat. So nadat Paulus verduidelik het dat daar so baie mense is wat net na die uiterlike kyk en dat dit nie reg is nie, begin vandag se gedeelte van vers 16 af na aanleiding van hierdie gedagte. En Paulus verduidelik dan vir die gemeente in Korinthe wat van hulle werklik as gelowiges verwag word. Die erns waarmee Paulus hier die gemeente aanspreek is duidelik wanneer hy sê, julle het nie net eens mekaar na die uiterlike leer ken nie, maar dit is tot so mate dat julle selfs Christus door die uiterlike leer ken nie. Tydens Jesus se bediening op aarde het elke mens hom eers na die uiterlike leer ken, voordat hy hulle self nie geskep het. Dit was hierdie manier waarop mense na Jesus gekyk het, wat ook sy kruisiging tot gevolg gehad het. En as ons enige iets vanuit ons eie menslike vermoëns kon doen, dan sou dit ook die enigste manier gewees het hoe ons ooit vir Jesus sou kon ken. Maar net voordat die gemeente te broederloos raak, sê Paulus, daarom ken ons hom nou nie net meer so nie. So hy konsentreer baie lank op hierdie idee van hoe hulle Jesus ook net na die uiterlike leer ken het en hoe ons ook Jesus net na die uiterlike leer ken het nie. Hoe mense die ware en enigste verlosser van die wêreld op 'n wrede en wêreldse manier gesien het nie. Wanneer ons onthou dat Paulus onder die indruk was dat Jesus nog in sy leeftyd, of ten minste die leeftyd van sy gehoor gaan terugkeer aarde toe, maak hierdie dringendheid waarmee hy praat baie sin. Hy wil sy boodskap oordra voordat dit te maak is. Hy wil soveel as moontlik mense moet hoor. Daarom dat hy sê, ons het almal op 'n stadium mekaar net na die uiterlike leer ken. Ons het selfs vir Christus na die uiterlike leer ken. Maar nou is dit nie meer so nie, omdat Christus ons nuut gemaak het. En dan brei hy breedvoerig oor hierdie idee uit, want dit is vir hom wat belangrik is, en dit is wat hy wil sy gehoor moet hoor. Hy sê, julle kan nou met nuwe oë na mekaar kyk, want julle elkeen het 'n hele nuwe identiteit. Die ou dinge het verbygegaan. Die vleeslike manier van dinge doen bestaan nie meer in Christus nie. En dan in vers 18 kry ons eintlik die kern van die hele teks. Al hierdie dinge kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het. Dit is ook wat hierdie nuutmaking en hierdie nuutskepping beteken. Ons wat nou een is met God, deur Christus se lyding, kruisiging en uiteindelike opstanding. Maar ons versoening met God impliseer nie net dat ons nou vrye toegang tot hom het, en nou kan ons daarin rus en aangaan met ons lewe sien. Hiermee saam kom 'n ontsettende groot verantwoordelikheid. Ons ontvang ook nou die bediening van versoening. En wat dit eintlik heel eenvoudig beteken is dat ons hierdie versoening met God wat ons nou het, moet gaan leef. Die nuwe identiteit wat ons het, word hier weer gedefinieer. Ons versoening met God, die feit dat ons een is met God, is ons nuwe identiteit. Ons is elkeen met God versoen, en nou stel hy ons in staat om ook hierdie versoening in die wêreld waar ons nou is, in hierdie bedeling te gaan leef. As Christene weet ons almal dat ons
goeie dinge in die wêreld moet doen en oral waar ons gaan moet ons die evangelie verkondig en op klomp verskillende maniere die koninkryk van God uitbrei en opbou. Maar besef ons wat dit gekos het vir ons om dit te kan doen, vir ons om dit te moet doen. Vers 19 verduidelik dit. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. En hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. En met wêreld word hier eintlik bedoel die hele heelal. God het homself met die kosmos kom versoen. Dis eintlik 'n baie groter en meer asemrowende gebeurtenis as wat ons Afrikaanse vertaling dit laat voorkom. God het ons nie ons oortredings toegereken en dit vir ons eintlik gegee wat ons verdien, maar nie net dit nie. Hy het verder gegaan en aan ons die boodskap van versoening gegee. Hy het dit aan ons toevertrou. God vertrou ons daarmee. Hy het dit wat vir hom kosbaar en spesiaal is, vir ons gegee om in hierdie wêreld daarmee te gaan werk en so ook die koninkryk uit te brei. Die Griekse vertaling sê eintlik God het hierdie boodskap van versoening met hom in ons ingebou. Die Griekse vertaling sê letterlik, dis in ons ingeplant. Dit is ons identiteit. Ek kan nie baie van die uitdrukking wees met jouself nie. Daar is seker plekke waar dit waarde het, maar ek dink nie ons moet probeer om onsself te wees nie. Ek wil ons moet besef wie ons werklik is. En dit is nuwe skepings in Christus met 'n nuwe identiteit wat gedefinieer word deur ons versoening met God wat in ons liggame ingebou is. In die laaste 2 verse van hierdie gedeelte kom Paulus eintlik tot 'n gevolgtrekking en bereik hy die klimaks van sy preek hier aan die Korintiërs. Hy sê, onthou nou net, julle is gesande ter wille van Christus. Julle is ambassadeurs asof God self 'n beroep op julle doen. Onthou dat God hierdie dinge aan julle toevertrou het en dat julle dit ook nou in die wêreld moet gaan leef. En dan volg 'n dringende pleidooi wanneer hy sê, ons pleit by julle om Christus ontwil. Met ander woorde, ter wille van julle nuwe identiteit wat julle het wanneer Christus bewerkstellig is, laat julle met God versoen. En ja, hulle is al met God versoen en dit was 'n eenmalige gebeurtenis. Maar hier praat Paulus van 'n ander tipe versoening. 'n aanhoudende versoening wat elke dag gebeur, sodat die gemeente elke dag opnuut kan besef, ek het 'n nuwe identiteit in Christus omdat ek met die Vader versoen is. En dit is nie net ter wille van jou en jou persoonlike geloofslewe en jou verhouding met God nie. Dit is ter wille van die hele geloofsfamilie en almal wat oor jou pad gaan kom, aan wie jy ook hierdie boodskap van versoening gaan vertel. Vers 21 is in inhoud bietjie onafhanklik van die res van die gedeelte. Maar hierdie vers is eintlik die fondasie van alles wat tot dusver gesê is. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Christus, wat nie sondig is nie, word verneder en word tot sonde gemaak, sodat die mens, sodat ek en jy, wat sondig is, voor God geregverdig kan staan. En daar is 'n gedeelte in Filippense 2 vers 6 tot 8 wat hierdie gedagte baie duidelik verduidelik. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Ons het nou 'n paar keer vir mekaar gesê dat ons in lydingstyd net weer doelbewus met ons hele lewe en met ons hele wese eintlik terugdraai na God toe. En vandag se teks verduidelik ook eintlik die betekenis van lydingstyd. Dat ons deur Christus se lyding en kruisiging versoen is met God. Maar dit hoef nie iets te wees wat ons hier net in lydingstyd opnuut besef nie. Dit kan nie wees nie. Dit is ons hele nuwe identiteit. Dit is wie dit is vir die res van ons lewens. Lydingstyd is 'n tyd van reiniging,
suiwering, nuutmaking. En daarom besef ons nuwe identiteit. Lydingstyd is 'n tyd van versoening. En daarom besef ons die gewig van hierdie saak van Christus wat ons sonde gemaak is, sodat ons regverdig kan staan voor God. En soos wat ons in lydingstyd net oor die algemene introspeksie doen en op 'n persoonlike en intieme manier terugdraai na God toe, vra ons vir onsself die vraag: lyk my lewe soos die van iemand wat opnuut besef dat God iets kosbaar en waardevol aan my toevertrou om te gaan leef vir alle ander mense om te sien? Lyk my lewe soos die van iemand wat probeer om nie meer op 'n wêreldse manier na mense te kyk, maar wat probeer om met dieselfde oë as God na mense te kyk? Dit is my gebed dat ons elkeen, maak nie saak waar ons is nie, altyd sal besef dat God aan my die boodskap van versoening toevertrou het deur Christus, maar nie net aan my nie, aan alle ander mense. Dalk as ons op hierdie manier na die wêreld begin kyk, sal ons meer geduldig, meer verdraagsaam, meer goedhartig wees teenoor alle ander mense. Dalk as ons op hierdie manier na die wêreld begin kyk, sal ons nie so vinnig kwaad word vir die regering, of so maklik skinder, of so maklik iemand sleg sê, of so gereeld met 'n swaar hart in die bed wat opstaan nie. Dalk as ons op hierdie manier na die wêreld begin kyk, ervaar ons 'n stuk vrede in onsself, wat ons bevry van ons vorige, ons ou identiteit. Mag ons met nuwe oë na mekaar kyk as versoenis in Christus. En mag ons ook as boodskappers van die evangelie en gesande van Christus elke dag gaan leef. Amen. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, u woord leer ons dat u uself nie as te goddelik beskou het om mens te word nie. U self nie as te hoog beskou het om verneder te word nie. U self nie as te glansend beskou het vir ons duisternis nie. U self nie as te regverdig beskou het vir ons skuld nie. U self nie as te goed beskou het vir ons nood nie. Help ons verstaan hoe ver u liefde vir ons strek. Maak ons verwonderd oor die gesindheid teenoor ons, en dat dieselfde gesindheid in ons kom woon terwille van u naam op aarde. Here, help ons om met nuwe oë na mekaar te kyk en te besef dat ons elkeen 'n nuwe skepping in Christus is. Here, mag ons nooit vergeet wat dit gevat het vir ons om met u versoen te word nie. Maar dankie dat ons nou daardeur in totale vryheid kan leef. Help ons om te besef wat dit beteken dat u die bediening van versoening aan ons elkeen toevertrou het. Mag ons dit elke dag leef. Here, u skep in ons die behoefte om ons in u te verheug, want u het ons vir u self gemaak, en ons harte bly rusteloos, totdat ons rus vind in u. Amen. Kom ons staan en dan gaan ons nou hardop saam ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige Seun, ons Here, wat ontvangs van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en die kruis neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom
ontvang dan maar die seën van die Here. Mag julle vandag en elke dag leef in die lig van God se genade, met die wete dat julle nie meer deur aardse oë gesien word nie, maar as nuwe skepings in Christus. Mag sy versoening julle harte vul, sodat julle in vrede met hom en met mekaar wandel. Dat die boodskap van versoening deur julle woorde en dade sigbaar wees, sodat julle ambassadeurs van Christus mag wees in 'n wêreld wat sy liefde nodig het. Mag sy genade, vrede en geregtigheid julle omvou en sy gees julle lei in waarheid en liefde. Amen.